Goeiemôre, dit is Woensdagoggend, die 13de Mei 2026 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Wat natuurlik al voller word. Ek sien Gariepdam vloei oor op hierdie stadium. En baie mense is bewus daarvan dat die Kuruman rivier afgekom het, dat hy verby Askam gevloei het en dat hy reeds by die Molopo rivier aangesluit het en nou sy koers vat in die rigting van die Oranje rivier daar aan die kant Ograbies, waar hy laas ingevloei het meer as 100 jaar gelede. Baie water, groot blydskap onder die boere, ondergrondse waterbronne wat aangevul word, wat natuurlik uitstekend is. En ek gaan vir julle so 'n video daarvan. Julle kan dit self sien. Die hoeveelheid water wat daar is. Hier lê Askam, Ograbies. Die water sien. Dit vloei natuurlijk die pad totaal wat langs die rivier loop, wat daarna van Velsbes kan doen. Maar ek dink dit is vir julle vriend nie, want ek weet selfs die pad is dit Vryburg en die Kuruman is oorvloom op plekke en kan die voertuie nie deur die water kom nie. Verspoelings orals, dwars deur die land, ervaar ons dit op hierdie stadium en die kanse dat daar nie is aan die zwaar reën dink ek nie is op hierdie stadium maar ook nie in die Kaap kry ook geweldige baie reën die Gamtoosvallei ek weet dat die Gamtoosvallei self die dam wat die water hier, die Beervleidam, wat goed beheerd dam is, sien dat hy amper vol is, en dit is 'n seldsame gesig om dit as sulks te sien, die Beervleidam, en as dit nie daarvoor was nie, en hy is gebou, byvoorbeeld om te hoed dat die Gamtoosvallei se boerderye in die proses wegspoel. So hierdie vloedbeheerdam dan amper vol. Ek dink die meeste mense het hom nog nooit gesien met water in nie. Ek dink dis nou die tweede keer dat ek dit sien met water in. Hoe dit ook al sy, daar is ook groot storms aan die Kaap. Ons sien vragmotors wat omgewaai lê in die stormwinde wat net eenvoudig ongelooflik is. En dan selfs in George waar hierdie afwaai daar in die hoofstraat uit as verskeie videobeelde en daai korrellie plaas en ook nie weer geweldige winde, geweldige storms wat voorkom en vergelyk die storm nou aan die Kaap en die Suid-Kaap aan die storms wat Natal in 2022 getref het. Ons sien dan ook dat die dam daar by Calvinia loop oor en dit gaan seker baie vinnig wees dat die Kaapse damme almal vol geloop het. Aan die een kant is dit baie geseën, baie goed. Ek het die Kalahari nog nooit so mooi gesien nie. Gras groen, gras staan in die saad, wyf in die wind wat waai. Maar dan weet ons dat saam met sulke goeie goed kom daar altyd ook die slegte. Ek speel dan nou hierdie klip vir julle. Is hier tussen Koelsberg en Gariepdam. Kyk net hoe kom hierdie swerms spinkane hier oor hierdie koppies.
Baie, 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 baie. Kyk daar, so trek hulle daar. Hulle trek, toer, kyk daar gaat hulle. Dis 'n verskriklike groot swerm. Nou, Kyk mense, daar, ja, Jy so, maak net daai tussen die koppies toe. Kyk daar heel onder hierdie koppie, heel reg deur. Is dit net sprinkane. Dis verskriklik. Ons is nou op pad Koelsberg toe. Ons is dan baie naby Koelsberg. en dit wys vir ons net weer eens die sprinkaanswerms wat nou gaan kom en uit die aard van die saak gaan hierdie groenigheid, hierdie klammigheid wat nou oor die land staan, gaan natuurlik lei tot geweldige uitbroei van groot sprinkaan troppe. En soos met die back and close situasie, weet ek nie of die land in staat is om hierdie massiewe swerm sprinkane te bespuit nie. Want hulle moet gespuit word daar waar hulle in die nag slaap, waar hulle sit, almal op die grond is, en net dan kan hulle gespuit word. Maar as ons die chaos met die back and close situasie sien, dan moet ons aanvaar dat nie almal meer die middele en toerusting en selfs die wil het of die spuitstowwe het om van hierdie sprinkaanswerms ontslae te raak nie. Ons gaan met 'n baie laat en baie koue winter sit. Ek het reeds begin sneeu sien in sekere dele van die land wat inkom. Maar dit beteken groot koue en 'n lang winter en 'n winter wat vroeg begin het. En as die mens daarna wil kyk en jy sien hoeveel reën nog val eintlik in die somerreënvalstreke, dan kan 'n mens sien dat hierdie afsnytrol wat oor die land beweeg absoluut eintlik abnormale baie reën en stormweer bring. En dit wil vir my lyk asof hierdie nie die enigste storm is nie, maar dat dit maar net die eerste deel van 'n storm is wat huidiglik daar oor die Kaap beweeg en vragmotors omwaai, dat hulle op hulle sye lê in die paaie in die proses dan ook blokkeer. So as jy bestuur versigtig. As jy op paaie ry waar daar laagwaterbrûe is, wees versigtig. Kyk hoe lyk Meyringspoort verspoel. Daai pad is totaal en al vernietig en sal oorgebou moet word. Dit is geweldige baie skade. Rampgebied skade. En wanneer hierdie wêreld afgedroog het en die gras begin droog raak, moet ons aanvaar dat brande dan oral gaan kop uitsteek en dat daar 'n groot uitdaging vir ons boeregemeenskap voorlê. Maar oor die algemeen dink ek die wêreld het dit nodig gehad, veral die droë Kalahari dele, dat daar nou goeie reëns hierdie afgelope seisoen daar geval het. Nou vandag het ek so met julle 'n bietjie gesels oor hierdie hoë reënval, die skades daar in die Suid-Kaap, daar in George waar die dakke afgewaai het, en dis nie die enigste plekke nie. Die hele Facebook is vol van fotos van skade wat aangerig is. Dis in sulke tye waar ons moet dankbaar wees, omdat ons aan die een kant geseënd is, en dankbaar wees, omdat ons aan die ander kant probleme gespaar bly. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie so in die koue, want dit help ook om jou lekker warm te laat voel van binne af, en ek gesels dan môreoggend weer met julle. Mooi loop, lekker dag.